Sondag vir Sondag het die predikant Gans Mannetjie vir die klomp ander Ganse gepreek en gesê: Broeders en susters, die tyd kom nader dat ons moet vertrek. Ons moet begin om ons vlerke te oefen. En almal het gesit en hulle die boodskap gehoor en uitgestap by die Ganse kerk en gesê: Ai, wat 'n wonderlike boodskap weer vandag. Inderdaad kom die tyd nader. Maar niemand het geoefen nie. Toe op 'n dag het die ou predikant Gans Mannetjie gesê: Broers en susters, die tyd is hier. Ons vertrek vandag. En hulle het uitgestap. En die wat geoefen het saam met hom die aanloop gevat. En hulle het opgestyg en hulle het gevlieg. En die res van die Gans gemeente het 'n feesmaal op die mense se tafels met Kerstyd geword. Soos iemand gesê het, You can't always wait for the perfect time. Sometimes you have to dare to do it because life is too short to wonder what could have been. Nou soos wat ek vir jou in die afgelope 2 maande so hier en daar laat val het ek ook so 'n paar ruwe, rowwe storms geslaan. Soos iemand reg opgemerk het, 2 dinge waarvan jy nooit seker kan wees nie, is van watter kant af van die wind waai en wat is die volgende ding wat jou gaan tref nie. Soos wat ek al baie keer vir jou gesê, die interessante is, wanneer jy saam met God op pad gaan, dan is dit altyd 'n verrassende, anderse, aan die beweeg bly pad. Die tendens wêreldwyd en ook in ons eie land is dat gemeentes al hoe swaarder kry, dat mense al minder belangstel om kerk toe te gaan en dat hulle al hoe meer belangstel om 'n God te ontmoet en te ontdek wat vir hulle verskil kan maak in hulle elke dag se lewe. In die lewe, soos in die storie van die Ganse, kry jy die blyers en die ryers. Aanvanklik was 'n Petrus byvoorbeeld 'n blyer gewees. Hy het gedroom van 'n aardse koninkryk wat Jesus tot stand sou bring, waar hy eerste minister of een van die kabinetslede sou wees. 'n Aardse koninkryk. Maar Jesus was op pad na 'n baie beter plek toe. Jesus het vir hulle gesê: Kom, ons moet vlieg, die winter is aan die kom. En nadat Jesus toe opgestaan het uit die dood, aan Petrus hulle verskyn het, wat gebeur toe? Ewe skielik word 'n klomp blyers toe ryers. En hulle begin toe om onder leiding van die Gees te vlieg in die rigting wat Jesus onder leiding van die Gees vir hulle kom aanwys het. En dan ewe skielik wanneer 'n mens tot rus kom, dan besef jy, hierdie is God se Kairos moment, God se Kairos tyd vir jou lewe. In een van die aanlyn woordeboeke beskryf hulle die Kairos tyd so mooi. Hulle sê, It is the perfect, delicate, crucial moment, the fleeting rightness of time and place that creates the opportune atmosphere for actions, words or movement. Dit is daardie tyd wat die Gans Mannetjie predikant sê, die tyd is hier, ons moet vlieg. Iets wat altyd vir my so interessant is hoe God hierdie Kairos, daardie weet dit is nou die tyd, instinktief ingebou het in alles wat hy gemaak het. En dan is die doodeenvoudige keuse, jy moet die keuse maak of jy bly waar jy is en sê dit was 'n mooi preek, of jy begin oefen, want een of ander tyd gaan daardie Kairos moment kom, wat jy moet vlieg. God nooi jou en my saam op die lewensreis, want Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maar dan moet jy mooi verstaan, God gaan jou aan die beweeg hou, want sy drome vir jou is baie meer en baie groter as om net te bly waar jy is.